met u te doen, amen. Ja, ons is allemaal stukkend, amen. Dit maakt zeer, halleluja, want het brengt zoveel herinneringen in ons. Dank je, Heer, ons praat. Jammer, wees net een seconde. Amen. Hij is baie streng, die dienst hier, amen. Maar ons was bevoorrecht in de gemeente van Agnes Bakkie die 31 December. Het lekker samen met ons gedien bij onze crossover service. En ik was die dienstleider en ik zie in die bank met jullie gezicht en ik bekend. En ik kom op en ik spot nog, ik zeg ja nee, volgende jaar ga ik zelf met prepisie staan. En hij is deftig aangetrokken en hij aan bemoediging om zo en til om zo op, amen. En je kon zien hoe hij die koor dan spelen, halleluja. Die vuur, die vlam, hoe hij aan die brand is voor die Heer. En ik heb mijn vriend gesels, het is vanochtend ons gesels. En ons luister wat apostel Brouwer spreekt en hij zegt, net hij dorst, net hij brandt, net hij vuur, halleluja. Wat ons zo makkelijk verloren, waar je in die woordiging van de Heer komt. Je vergeet van hulle om jou en die liefde net in. Die van elke oomlik in sy teenwoordiging asof Here, miskien as ek my laste, ek gee my alles, ek lig hande op, ek trap en as ek moet intrap, ek skree as ek moet skree, want dit is miskien my laste, elke geleentheid dat ons skree, ek moet in stap en sê Here, ek weet nie, ek is miskien nie waar ek is, maar my prijs, my aanbidding vat ek, en ek dien die Here met alles. Dien die Here met alles. Dien hom aan die kracht van sy sterkte. Dien hom aan die kracht van sy sterkte. En ons moet die Here dien, jong mense. Ons wat dien, hou aan dien. Moet jy nou opgee nie. En jy wat nog nie kom. 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 Die Here roep jou. En die Here wil jou heen. Net soos hy is. Hy staan by jou hartse deur. En hy klop en hy klop en hy klop. Wil hy nie van hand opmaak. En sê Here met alles in my. Wil ek u dien. Wil ek u prys. Wil ek u aanbid. Asof ek die laaste geleentheid kry. Elke oomblik wat ek kry. Dat die kinders van die Here so by mekaar kom. En ek my alles gee. Elke oomblik wat ek kry. Dis hoekom manne van die Here sê elke keer met die message. Ons respect jou. Want jy begeert van alles om jou. En jy dien net die Here. Dis die geheim. Dis die geheim. Jy dien net die Here. Jy dien die Here. Of het goed gaan en wat sleg gaan. Jy dien die Here. Wat die sleg dat jy dien die Here. Jy dien die Here. Jong mens, staan op en dien die Here. Ek sê staan op en dien die Here. Here, ek prys U. My siel verheerlik U. My siel aanbid U. My siel verheerlik U. Halleluja, ek het my geleentheid gevat. Want ek gaan nie weer 'n geleentheid kry nie. En ons is voor lekker saam gedien, ek het het altijd geniet. Jy kan ons van die verhoog af sien, wanneer iemand lekker kry, of wanneer iemand homself geniet, wanneer jy sing, en elke keer, ek is mos iemand, as ek iemand daar van onder af sien, wat het ding doen, as swak het my ook, ek moet, dis ook om, allow my vanavond om hierdie lied te sing, en ek wil eens van opstaan, ons sing het saam, terwijl ons onsself recht maak, vir die woord van die Here. Kom ons die Here so prys. Halleluja. Soms is dit 'n bietjie swaar, maar Jesus is daar. Tydens hy het my op sy rug gedra. Kom ons verheerlik sy naam. Soms is dit 'n bietjie swaar, maar die Here is aan die dag. Hy
het my op sy rug gedra. Kom ons verheerlik sy naam. Sy liefde het my bewaar. Sy liefde verander nooit. Hy het my op sy rug gedra. Kom ons verheerlik sy naam. Sy liefde het my gedra. Sy liefde het verander nooit. Hy het my op sy rug gedra. Ja, ja. Kom ons verheerlik sy naam. Ons soms is dit 'n bietjie swaar, maar die Here is altyd daar. Hy het my op sy rug gedra. Kom ons verheerlik sy naam. 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 Soms is dit 'n bietjie swaar, maar my Jesus is altyd daar. Ja, ja. Hy het my op sy rug gedra. Kom ons verheerlik sy naam, sy naam, sy naam, sy naam. Soms is dit 'n bietjie swaar, maar die Here Jesus beloof my altyd daar. Hy het my op sy rug gedra. Kom ons verheerlik net sy naam. Ja, soms is dit toch 'n bietjie swaar, maar die verlossing is altyd daar. Hy bring my sy, hy het my op sy rug gedra. Hy dra my dag na dag, uur na uur. Hy hou my, ek is veilig by hom, ek is veilig by hom. Soms is dit 'n bietjie swaar, maar Jesus is altyd daar. Hy het my op sy rug gedra. Hy het my op sy rug gedra. Hy het my in sy hand gehou. Hy het my onder sy vleugels bewaar. Hy het my aan sy hand gedra. Toe ek opgee, toe ek nog val, toe dra hy my, toe hou hy my, toe bestem hy my, toe vertroos hy my, toe versterk hy my, hy ondersteun my, hy gee my krag, hy gee nuwe hoop. Ja, dis die Here, ja, dis die Here, ja, dis die Here, my op sy rug gedra.
waarvan ek my gebed gemaakt het. En die Here gekom en hy dra my. En hy is dezelfde God wat my vandag dra. Hy is dezelfde Here wat my hou. Hy hou jou. Hy hou jou. Hy versterk jou. Die Here draai jou. As sy kragteloos word, dan is het sy kracht wat in werking kom. En daarom juis in my swakheid, want as ek swak is, dan is as die Here dra my. Die Here dra. Die Here dra. Die Here dra. Die Here dra. God van Israël, God van Jacob, die Here is met jou. Die Here is met jou. En die Here is met jou. En die Here is met jou. Oh, die Here is met jou. Oh, die Here is met jou. Oh, die Here is met jou. Jy sal 'n naam kry, Immanuel, God met ons. Hy verlaat nooit jou sy nie. Soms moet jy ons weg van ons.
sy liefde bly ons trek. Laat sy liefde bly ons trek. Laat sy hand red ons elke keer. Die Here draai jou, die Here. Draai jou, die Here. Die Here draai jou, die Here. Die Here draai jou. Veilig by my Jesus, en die rus by my Jesus, en die vrede by my Jesus, alles wat ek nou verlang net by my Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. 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 Kom eens op die handen los, maar niet mooi doen als ik wat dan net zo 3 minuten. Net zo 3 minuten. Echt als je dan waar je staat, kom aan. En die eigen woorden, en die eigen manier. Die maakt die mond goed en die geeft die beste. Vader, ons aanbid die vanavond. Ons geeft die lof, die eer en die aanbidden. Ja, want is die bransen van de Gideon. Is die blikmorgenster, die schitterende van Samuel. Ja, hier aan de roep in die leeuw met die gespeelde je. En vanavond kom geeft hij alle eer, alle lof. Want dat eeuwig die koninkrijk, die kracht. En die heerlijkheid tot een eeuwigheid. David schreef in zijn goede dieren met de stok en eeuwigheid. En die troon is van geslacht tot geslacht. Dank die Heer dat u een getrouwe en een rechtvaardige God is. Van geslacht tot geslacht. Ons dank je voor die tegenwoordigheid van God wat in die huis is vanavond. Ons dank je voor die tegenwoordigheid van Gods heilige engelen. Engelen van die Heer. Wat rondwandelen hierdie tent op de zeer. Wat rondwandelen hierdie tent op de genees. Om vleekers die allemaal gevangen is. Ons dank je voor die kracht van God wat tegenwoordig is om vrede te stellen. Om los te maken. Dank je Heer. Van die salwing van die Heer. Die enige salwing meer salwing. Dat die Heer breekt van de salwing. Dat die Heer kan breekt. Ons gee die eer, ons gee die aanbidding. En ons aanbid die vanavond. Dank je Heer. Voor die werk van motivatie. En ons vertrouwen Heer. Dat zielen tot inkeer zal komen. Ons vertrouwen in die naam van Jezus. Dat de harten geheel zal worden. Ons vertrouwen in die naam van Jezus. Dat die woord van die Heer een vertroosting zal wees aan iemand wat hier zit. Ons vertrouwen in die naam van Jezus. Dat die naamprediker van Gods heilige Geest zal vertroost. En wij die woord van die Heer God uitbrengen. Hoe met baie eer en baie dank zeggen. Ons aanbid die vanavond in Jezus naam. Iemand gee die Heer prijs. Halleluja. Iemand gee die Heer prijs. Halleluja. Hallelujah. Amen. What a presence in this place. Hallelujah. Yes. Wat een zoete tegenwoordigheid in die plek. Amen. Weet je wat ons altijd gemaakt in die oude kerk? In die oude kerk het ons altijd als die kracht van die Heer zo geweldig is. Dan loop ons zo maar zien nog preken. Amen. En dan net een dag zei die Heer van mij, dat is die manier hoe ik dingen wil hê. Die Bijbel zei, in Genesis 1 is die geest van die Heer. Hij zei die geest van die Heer gesweef op die waters. En toen die geest van die Heer zweef op die waters, die Bijbel zei, en toen spreekt die Heer een woord. En toen zei die Heer, laat daar licht wees. Amen. Weet je wat gebeurt? Als die salwing van die Heer zo vaardig is, zoals hij nou is, dan is het niet tijd voor ons om naar iets toe te gaan. Dat betekent dat die geest van die Heer gekomen om die land te kill. To till the land, so that the word of God can fall on fruitful ground. Iemand geeft die Heer een lieflijke prijs. Halleluja. 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 Ons zegt dankie voor die Heer. Halleluja. Because of time, als gevolg van tijd is weg. Amen. En wil mij begroeten bij je van het doen en groet. Al die mannen, al die vrouwen van die Heer tegenwoordig. Als ik bij naam moet groet, gaat het tijd van. Amen.
En groet ons lieflijke jong mensen. Oh, jullie lijkt zo prachtig. Die prachtige blomteam van God. Dank je dat jullie opgekomen om je families handen omhoog te komen. Halleluja. Amen, die babes. Weet sommige dingen je niet geld om te contribueren of woorden niet. Maar je tegenwoordig deel bij van die familie. Halleluja. Halleluja. En dan willen we ons ook groet vandaan bij je lieflijk. Al die mensen wat daar op TikTok waren, op Facebook, die vrienden van Boedibasi, van ver en van nabij, ons willen hulle ook groet vandaan, halleluja. En dan bijzonder wil ik vandaan groet die bedroefde familie en ons bedroefde vrienden van Boedibasi, amen. Ik noem het maar overal, ik zeg dat die kortste vers van Godse woord is Johannes 11:35. Dat is die kortste vers van die woord van die Heer, amen. En die Engels is er net 3 woorden, hij zegt, in Jesus wept. Amen. Die Bijbel zegt toen Jezus kwam bij die begrafenis van zijn vriend Lazarus. Die Bijbel zegt toen hij ook. Amen. Als Paulus sprak van die God wat ons aanbiedt, die God wat ons dient. Hij zei die God wat ons dient. Als die God wat gemaakt is met die handen van mensen die. Boeddha is een God in China. Hij is een God in China. Is een symbool, een statue waar hij in plek zit. Niet onze God die. Amen. Niet onze God die. Die Bijbel zegt, hij is een hoogpriester. Wat medelijden leeft met zijn volk. Hij is de heipriester. That is touched by the infirmity of his people. Amen. As die Heere God in zulke scenario kom, in zulke geval, die Bijbel sê hy heel saam, hy ween saam, want die Heere verstaan. Amen. Dink iemand langs en sê die Heere verstaan. Die Heere is een statue nie, hy is een God met gevoelens, hy het ook gevoelens. Hy kry seer wanneer een van sy kinders sterwe, especially op die manier. Amen. Halleluja. Halleluja. Ah, yes. Halleluja. Halleluja. Ik heb een baie kort woord wat ik van jullie wil voeren. Mijn woord, wat ik wil voeren, woord van mijn woord, die woord van de Heer wat ik van jullie wil voeren vandaan. Amen. Is Johannes 3:16. Halleluja. Boedibasi was een evangelist. Yes, yes. Die werk van een evangelist was om die goede nieuws te zijn, zodat zielen tot inkeer komen. Halleluja. Langs aan die en sê die goede nieuws. Die goede nieuws, die goede nieuws. Halleluja. Net die goede nieuws. Ah, yes. Amen. En wat moet voor motivatie dus als we nog kleiner rijken, als we nog niks doen, die vaas naar die Heere toe gekom. Ik ontmoet hem bij een conferentie, daar staan met Mr. H. in Poemelong. Ik vraag me Mr. H, wat zo'n vlijtige jongman is die? Amen. Weet je, Basie zo vlijtig. Lekker als je zijn naam net doen, dan maak je iets los erop. Amen. Basie, jij! Weet je, hij is zo vlijtig jongman. Hij heeft er 4, maar die bestaan van waar afgekomen. Amen. Je kan net goed doen, beestje en jeugdzonde. Beestje, die wil gewoon loskrijgen. Amen. Hey man, hij is zo'n lekker smakkie. En Basie in hem ingehaald. En ik geloof van hem, dat Basie was die 4 van die Heere. Om ons als jong mensen aan die brand te sturen. Ook als zo'n dooierige jong mensen. Amen. Weet je, maar je moet die Basie zo een keer rust bieden. Als een 4 wat in je brand. Halleluja. En dat is ook om die duivel omgehaald. En dat is ook om zijn leven niet makkelijk was. Because he was God's igniter. To ignite people. En mensen die brand te sturen. Met die evangelie. Halleluja. Die Bijbel zegt Samson. Zegt die Bijbel het foxes van wild foxes. Steek je een speerte aan die brand. En die Bijbel zegt, hoe gaan hulle in die land, hoe gaan hulle in die land. En hulle brand die land van die vijand in elkaar. Daar is wie Basie was. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ik heb altijd wonderen. Je weet 2 weken voor die man van hier afsterven, vraag ik voor me steeds, waar is die man jong? Ik verlang op. Amen. Misschien moest ik gebidden. Ik was zo ziel. Ik moest iets met die boodschap geven die mij asem die was. Ik weet niet wat. Ik is in een andere wereld. Ik heb overleden dat ik toen met die boodschap geef. Ik is aan Kuruman. Als we gaan preken Kuruman. Amen. Weet je, ik zoek net closure. Ik vraag voor me iets deze vraag. Want ik zoek toch net hij closure. Wat ik hier kan krijgen. Amen. En zij doen het de mensen redden baie lelijk zeer gemaakt. Halleluja. Anderen het nog gewonderd, hoe komt Jake Basie toch zo? Hoe Basie kan voor jou Jake? Amen. Ah, yes. En op TikTok kreeg ik een video waar hij zei, hij komt met de operatie, het zijn been. Amen. En apparently die dokter van gezegd, je zal zeker maar om sikkel om te lopen. Amen. En hij zei die Heer het om genees, zo ik die aan de zak. Gehampel. Gehampel en geklikken. Halleluja. Dat is ook een mensen zien wat vliegt is. Het vliegt is hiervoor. Ik verstaan, amen. Als weet niet waar ik kom hulle nie. Als weet niet die strijd wat hulle gestreden om hier te wees waar hulle nou sien. Dink jy neighbor sê neighbor? If you don't understand my pain, you will never understand my praise.
Was hy nie so gejuig om kwaai kon, hy het so gejuig en die dokter het hom gesê, hy sal nie meer kan nie. Toe die Here hom genees, toe die dien hy die Here. Amen. Toe hou hy vir die Here. Halleluja. Ek blameer niemand, maar die Here dien asof hy mal is. Ek weet nie met wat so pyn het hy mens gesit. Ek weet nie waar die Here hy mens uitgeruk en uitgehaal nie. Halleluja. Oh my God. Even ek ook hier waar ek staan hier voor. Ek het 'n baie lae selfbeeld gehad. Ek kon nie voor mense staan en praat nie. Amen. So vanaand as ek mal word, allow me to do neighbor, say neighbor, allow hom toch. My God, halleluja. Amen. Hallelujah. Well, if you brought your Bible, John 3:16, I say, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believes in Jesus should not perish and go to hell, but receive eternal life. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Wie in Jesus glo, moet nie verlore gaan en die hel toe gaan nie, maar die ewige lewe beërf. Dit is my woord van vanaand. Halleluja. Nou ek wil begin deur te sê, my ouma het nou in recently gesterwe in die jare, toe is ek so seer, toe is ek so pynlik. Amen. En ek vra die Here, hoe gaan ek toch deal met die pyn, is so seer pyn. Toen het nou vakansie was, ek kom maar van die werk af van die postman af, ek gaan begraafplaas toe. By die begraafplaas kom ek sit op die kopklip, die trane loop. Amen. En ek was op pad veld om in die veld te gaan bid, ek hou daarvan om in die veld te bid. En weet jy die was, ek stap op van die kopklip af, en ek stap, toe het net een eind, as wie ek kyk hy, dinge is so, ek kyk hy, die kopklip, so die trane, en ek gaan maar toe weer, ek het gesikkel, om af en af te loop. Amen. Want die dood is 'n seer ding, die baas. Die dood is 'n baie lelike seer ding. Amen. Want dis die ouma by wie ek groot geraak het. Ek het by my ouma groot geword en hy pyn my so seer gemaak. Amen. En die Here sê vir my die twee dinge. Die Here sê vir my seun, van die dinge wat jou gaan genees, as nommer 1 is my woord. Amen. Paulus noem dit sê, so that we through the comfort and the patience of Scripture might have hope. The Scriptures have the ability to comfort you. Yes. Amen. Hallelujah. Ek staan by die dood van 'n ander jongman wat was in 'n accident. Hy sy trok het tegen beweer, toe shock hy en toe sterf hy baie jong. Ek vra die Here, wat gaan sê ek vir die arme familie? Ek het dan niks nie. En die Here sê vir my seun, gee hulle net my woord. Want in Spreuke 3 sê die woord van die Here, hy sê my seun, verlaat my onderwysing nie, laat jou hart my gebooie bewaar. As jy lees vers 8, dan noem jy dit, hy sê, want dit sal genesing wees vir jou vlees en 'n verkoking vir jou siel. Amen. Die woord van die Here kan harte geheel. Die woord van die Here kan harte geheel. Die woord van die Here kan die familie sterk maak en seën en help om deur die pyn te gaan. Amen. Toe die man siek was, hy man bede vir goud en silwer. Petrus sê, ons het niks. Ons het nie silwer en goud nie. Ons het net die woord in die naam van Jesus. Staan op en loop. Halleluja. Hallelujah. Net die woord van die Here. Tot iemand langs hy sê, net die woord. Net the word. Ons kom praat die baie dinge nie, ons kom praat die woord. I would like to start off by saying that, first of all, die Here maak jy dood. Dit iemand langs hy sê, die Here maak jy dood. Sê neighbor, die Here maak jy dood. Amen. Die Bybel sê, die eerste man, Adam, was 'n lewende siel. Hy sê, maar die tweede man, Adam, wat Jesus is 'n lewendmakende gees. Want die Here maak jy dood. Amen. Die Here maak lewend. Die Bybel sê, eendag skel Jesus die Fariseërs en hy sê vir hulle, julle sal vader die duiwel, want hy was 'n moordenaar van die begin af. Satan is die moordenaar. Dit iemand langs en hy sê, die Here maak jy dood. Sê die Here maak jy dood. So volgens die Bybel, elke tyd wat jy sien iemand hang hom op en maak hom dood. Elke tyd wat jy sien 'n kus sak af in die grond. Elke tyd wat jy sien 'n kar het 'n arme kind mors dood gestamp. Dan moet jy weet, as jy die wil op die plan van die Here, because God does not kill. Amen. Yes. Die Here maak jy dood nie. Die Here maak lewe. Dit iemand aan sien en sê, die Here maak lewe. Hy maak lewe. Die Here maak lewe. Amen. As jy gaan lees in Genesis, van die Here dooie stuk klei en hy maak toe 'n liggaam en die Bybel sê die Here blaas in die liggaam. En toe word Adam 'n lewendige siel. Dit iemand aan sien en sê, die Here maak jy dood nie. Sê nee, die Here maak tog nie dood nie. Hallelujah. Hallelujah. Dit gaan goed wees vandag, dit gaan goed wees. Halleluja. Ek sê dit gaan goed wees. Hallelujah. Halleluja. Yes. So John 3:16 kom die apostel. Hy sê for God so loved the world. Amen. Kan iemand sê die Here het ons so lief gehad? Emphasis on so. Jy moet weet, elke tyd wanneer die woord van die Here sê so, dan moet jy weet, dat is emphasis. As 'n ding wat die Here nie wil hê ons moet mis nie. Amen. Die woord so
En die Griek daar zo als roeto. It means in this manner. Op die manier. En die Heere God ons lief gehad. Hallelujah. Hy is die enigste seun gegee. Amen. Only one. Nou die Bybel van ons wat ons hier, die Ou Testament is geskryf in Hebreërs en die Nuwe Testament in die Grieks. Amen. So daar's 'n paar Griekse woorde vir liefde wat ek net wil share vanaand. Dan gaan ons huis toe. Is dit reg so die baas? Hallelujah. Gaan u my net so 15 minute gee? Yes, in Hy maar that van die Here daar agter gaan u my 15 minute Don't gee. keep us up. Dankie. Don't Halleluja. worry about the Kan time. iemand sê liefde? Kan iemand sê liefde? Hallelujah. Die eerste tipe liefde wat 'n mens kry in die Grieks is Philadelphia. Kan iemand sê Philadelphia? Ah! Ek sê kan iemand sê Philadelphia? Philadelphia love is brotherly love. It's the brotherly kind and type of love. Die apostel kom Johannes, hy sê, van so lief, van wat se liefde praat die man van? Amen? Van wat se liefde praat jy van? John Wycliffe in die Bybel op 'n veel van die koning King James wou die Bybel verstaan, sê nee, maar die Bybel is in Grieks geskryf. Translate hom Engels toe. Amen. Toe translate hy die Bybel Engels toe. Halleluja. So ons gaan nou met die dieper betekenisse van liefde handel. Amen. Dan iemand sê liefde. So die Bybel sê want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het dat liewer dan Jesus so nie verlore moet gaan die liefde. Philadelphia. The first type of love in the Greek is Philadelphia. Kan iemand sê broederlike liefde? Kan iemand sê broederlike liefde? Daar kom die woord van die Here, Genesis 37. Hy praat van 'n jong man met die naam Josef. Kan iemand sê Josef? Kan iemand sê Josef? Die Bybel sê Josef het nie alles gehad nie. Hy het niks gehad nie. Amen. Van die dinge wat die jaloesie of die kwaadhartigheid van die broers getrigger het, was net twee dinge. Nommer 1. Die Bybel sê sy papa het hom lief gehad door al die broers en die papa het hom 'n kleed gemaak. En die woord van die Here sê toe Josef Josef se broers die kleed sien wat die papa van gemaak het en die manier waarop sy papa meer lief het as vir hulle. Die Bybel sê toe stuur daar 'n jaloesie in hulle harte op. Halleluja. Wat is die kleed? Die kleed praat van die guns van die Here. Kan iemand sê die guns van die Here? Kan iemand sê die guns van die Here? Is amazing hoe mense jou kan haat en jaloers is op jou lewe. Nie wat jy 'n dik kar ry nie. Nie wat jy 'n stuk huis bly nie, maar van die guns van die Here. O, halleluja. O, halleluja. Anders suster sê laat sy sê, weet jy broer, ek weet nie kom haat die mense my so nie. My kaste is aan leeg. Ek het dat eers regtig nie. Die bietjie wat ek het, trek ek maar aan. Halleluja. Ek sê van sissa, hulle sien die guns van die Here. Halleluja. Daar's iets wat die Here op jou lewe geplaas het. Wat jy nie sien nie, maar guess what? Hulle sien dit, halleluja. Van Josef was die nog maar net nog gekleed. Maar van sy broers was dit die guns van die Here. Tik iemand langs aan die en sê, I am favored. Sê, I am favored. Sê, neighbor, I am favored. Sê, I am favored, halleluja. Sê, I am favored, halleluja. Dat is wat die guns van die Here, maar wanneer die guns van die Here op jou lewe is, dit trek jaloesie. Dit trek teenkante. Hou op! En hy dan van die mense dan so teen die mens praat, wat soek hulle? Ja! Hulle sien die guns van die Here op jou lewe. Hulle soek nie iets nie, al wat hulle sien. As die guns van die Here, kan iemand langs aan die en sê, I am favored. Sê, neighbor, I am favored. Halleluja. Weet jy wat is het? Weet jy wat is het? Anne satanisse bekeer. Sy kom na die Here toe en sê van, gee jou getuienis. Wat sien jy op die kinders van die Here? Wat sien jy op kinders van die Here? En sy sê, Bishop, elke kind van die Here, elke ware kind van die Here, het sulke heile wat skyn bo oor hulle se koppe. Daar is so 'n lig wat skyn bo oor hulle se koppe. En elke kind van die Here, engele wat rondom hulle is, guardian angels, wat die mense bewaar. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Glory. Een van die ander rede hoekom jy so gehaat word, een van die ander rede hoekom die mense so kwaad is vir jou, is dat nou die dag toe jy slaap, jy het rustig geslaap, rustig in jou bed geslaap. Weet jy nou wat gebeur? Toe kom die heks om jou dood te kom maak. Halleluja. Toe kom hy toornig om jou planne omver te kom werk. Oh, wat nou en behold, toe die heks met jou huis kom, toe kom kry hy aan die engele van die Here te laar. Rondom jou gesteel. Halleluja. Jy sien nie die engel van die Here nie, maar hulle kan die engel van die Here sien. Jy sien nie die guns van die Here nie, maar hulle kan die guns van God in jou lewe sien. Dit nie maar langs aan nie. En sê, I am favored. Sê, neem ek die guns van die Here. Ek het nie 'n kwaai boodskap om te preek nie. Ek het die guns van die Here. Ek het nie 'n dokter wat ek ry nie. Ek het die guns van die Here. Ek het nie 'n stem wat is 'n liglosie. Ek het die guns van die Here.
Hij zegt, neighbor, I am faithful. Halleluja. Zeg eens gansvol. Even die gans. Van die Here het ek op my lewe. Halleluja. Dat iemand dan sê, I am favored, I am favored, I am favored. Woo. Die tweede ding wat Joseph het, die Bijbel sê, Kapastor. Joseph had dreams. Can someone say, I have a dream? Can someone say, I have a dream? Die Bijbel sê, Joseph het 'n droom gehad. Die Bijbel sê, toe die kom in die droom en die vertel sy broers en sy pa die droom. Die Bijbel sê, and they hated Joseph the more. Amen? Amen? Halleluja. Amen? Die Bijbel sê, hoekom maar, die ander rede hoekom jy so nie gelijk word deur jou vriende nie, of hoekom hulle vals is teenoor jou, as gevolg van jou droom. Hy weier om te dink soos daglose mense. Hy weier om 'n klein visie te hê soos daglose mense. Hy weet jy van hier met die groot pad en groot ding en groot droom en guess what? Jealousy. Guess what? Wat van jou? Omdat jy droom met jou hart en dit iemand langs sy sê, I have a dream, I have a dream, I have a dream, I have a dream. I have a dream. Halleluja. Op school. Ek het hier toe sy graad 9 2014. Halleluja. Ek het net 'n droom gehad. Halleluja. Hy het ook ek eens gepreek, maar daar was vreugde evangeliste rondom my, né? En ek train my nou in Engels. Ek train my in Engels. Ek sê nee man. Jesus sê, gaan verkondig die evangelie aan alle tale nasies. Soos ek wil alle tale nasies beteken my Engels opregter. Ek lees Engelse boeke because I have a dream. Ek sê myself op 'n bietjie in Joburg gaan preek. Ek wil 'n bietjie in die Kaap gaan preek. Ek wil 'n bietjie Amerika toe gaan. Ek het al droom wat ek in my hart. Toe ek my vriende die droom gaan sê, oh, Ribahamba. Oh, halleluja. Weet jy die manne sê my klomp goede. Ja broertjie, maar die Engels van jou, die Engels is 'n duiwelse taal sê hulle van my. Hulle sê maar jy kan nie van Engels kom preek met ons groot mense nie. Amen. Weet jy wat was hulle sê dan? Hulle het 'n klein mindset gehad. Hulle wil 'n richie sterk met die gawe van God. Hulle wil 'n richie klaar dan. Ek het myself gesê, ja, I have a dream, I have a dream. My dream is to preach the gospel of Jesus Christ. Ek wil nie net klaar dat ek richie nie. Ek wil nie net klaar dat ek richie nie. Ek wil dag te soek om aan te preek. Ek wil Joburg toe gaan en gaan preek. Ek wil Kaap toe gaan en gaan preek. So die Here Jesus sê, dit is my langs nie. En sê, I have a dream. En 'n paar jaar na daai, because I had a dream. Paar jaar na daai, toe ek eventually in Joburg, was op die Prophet Gus, amen. Alle jong mense het hom opgegaan, ons aan preek daarso. En die maandag, ek het mos 'n droom gehad, né? En die droom wat ek gehad het, dis hoekom ek lekker in veld binne. Ek altyd veld toe gegaan. Ek kon mos nie vir mense staan en praat nie. Dan staan ek op die muur so, ek strek my hande. Amen. Amen. En hoor die Bijbel sê in Joel 3:10, let the weak say I am. Why up? Let the poor say I am rich. Amen. En ek daai woord van Joel 3:10. Ek gaan staan in die veld en laat my arms op en sê, I am strong. Hey! I am strong. Halleluja. Elke dag, as ek in die spullen kom, because I have a dream in my heart. Dan gaan staan ek op die muur so, dan sê ek, I am strong. Ah, yes. Ek is nie so swak soos wat die duivel my preek en sê, maar sien, I am as strong as what the word of God says I am. Amen. En ek sê dat elke dag, ek pam dit in my system. Elke dag sê ek dit nou toe. En dan een dag lees ek in die dictionary by die school, toe krijg ek 'n ander woord. Die woord is orator. Orator beteken excellent public speaker. Ek sê, toe gaan ek weer veld, toe gaan staan in die veld en sê, I'm an excellent orator. I'm an excellent orator. Halleluja. Ek voel ek het 'n reis in my gees. Moet jy nou sê dat vir myself, wat sê dat van die duivel, sê duivel, jy gaan dit nie hier hou nie nou. The word of God says I am strong. And I believe the word of God for what it says. En ek maak my oor toe, ek preek vir die gras. Ek staan op die muur op, ek preek vir die muur op, en preek vir die gras. Eventually na school kom ons in Joburg, en Joburg kom, die maandag, ek preek ek by die school. By die school kom, eerst wat die prof aan my sê vir my, sir, jy moet eers van Richie laat staan, nee? Klink op, syndroom, allem eers. Mense wat ook slecht gesê, maar ook nie. En die man van die Here sê vir my, it's English. Dink iemand aan sê, it's English. Halleluja! Amen? Halleluja! En ek gaan toe. Toen ek nou begin moet preek, ek begin nou preek, greetings in the name of the wie jy by Engels as ook. Met die dictionary.
Halleluja. En ek hou my seer daar met my Engels en ek wil daar agter skree en hulle sê, "Sir, we can't see." We can't see. Hulle kan my hoor, maar hulle kan nie sien nie, want ek preek met die mic. En die profet bring toe die stoel. Nie die stoel in 'n bank, die stoel se bank. En ek tel my op en ek staan op die bank, amen. Toe ek net wil preek, whisper die gees van die Here my oor en sê, "Seun, onthou jy het 'n droom gehad? Onthou jy die eens wanneer jy die vreugdes wat toe preek oor die kruis? Guess what? Die droom het waar geword. Die mees wat jy opgestaan het om te preek, het die tafel geword. Die gras wat jy voor gepreek het die 3000 jong mense geword. Halleluja. En die Here het gestuur om die jong mense vandag te sê, "Guys, it's time to get your dream back." Halleluja. Eendag vra die Here, "Beda, hoekom is ek so hopeloos? Hoekom is my hoop so weg? Hoekom lus ek nie meer maar die Here sê vir my, "Jy het ontslaag geraak van jou drome." Dink iemand aan sy sê, "Keep the dream alive. Keep the dream alive. Keep the dream alive." Ek weet die lewe is hard, but keep the dream alive. Ek weet dat my kinders sal maak, but keep the dream alive. Ek weet die teenkante wat teen die droom staan, but keep the dream alive. Dink iemand aan sy sê, "Keep the dream alive." Halleluja. Een van my ander drome was ek wou onderwyser word. Toen als 17 maak ik in school klaar. 18 apply, pa, die was op die reject me. Nee jong, wat gaan nie aan? Amen? September maand second semester apply ek weer. Hy sê hulle 2018. En my ma bel my, bly by my ouma. Hardop dan my ma, toe by my ma kom sy sê, "Ei, hier is die brief my kan lees, maar goed kyk of hier in is." En sy kan so stress, oop man, was ek nie my weer gereject. Amen? En hy ding maak my so seer. En gaan ons so doen dat 19 doen, begin van die jaar apply weer, sê hulle story. Waar is my hoop in my schoene? Down and out! Maar dat lyk die droom wat ek het, gaan nie tot 'n vervulling kom nie. Amen? Amen? Halleluja. En eendag staan ek teen die pad. Nou die werk wat ons by werk in Bridge GWK, nee. Jy hoef nie met skoolklere, as jy nou met skoolklere werk toe gaan, dat jy wil jy nou net vir jou 'n joller hou. Amen? Maar nommer 1, jy gaan word vuil. Ons werk in die meel. So jy gaan met vuil klere. Jy gaan trek 'n overall aan. Nou staan ek met vuil klere geskreurde tekkies en onderwysers kom verby. Weet jy die seer woorde wat hy mense ons gee? Ja, ons het gesê. Bla 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 bla. Hulle sê net sulke klomp goede. En dit het my so seer gemaak. Amen. Die ander ding wat ek wil sê, die was is, ek het nou dag 'n boekie gekyk van straw. Amen. Jy weet nie wanneer is iemand op sy laaste straw nie. Hou op mense loop in seer sê. Hou op mense loop in seer maak. Because you never know that person might be on the last straw. Dink jy maar actually, sê wat kind. Moet jy die mensies vaarse hoop loop en gee en hulle liefde vir jou awaken en los julle net van that person could be on the last straw. Amen. Ons moet leer om meer barmhartig te begin word met mekaar. Amen. Ons moet leer om mekaar meer te support. Halleluja. Hou op grappe maak wanneer iemand sê play share. Amen. Dit het al eendag met my gebeur. Ek het iets gehad en die manne maak 'n grap van dit. Hy het my so seer gemaak. Halleluja. Dit voel ek al aan my lewe van die waar is. Kom ons luister wat die mense sê en kom ons luister wat die mense nie sê nie. Amen. En dat ons nie 'n grap maak wanneer iemand sy seer met jou deel nie. Amen. Ek weet motivasie was 'n grapperige man. En ek kan nie sê mense wat so grapperig is, word nie nou in 'n regtig ernstig gevat. Especially as hy mense kom en hy word ernstig en hy wil bietjie sy seer met jou deel. Amen. Halleluja. Die balans sê kom ons word sagter. Kom ons bemin mekaar. Hou op mekaar afdruk, hou op mekaar seer maak. Ja. Amen. En ek gaan toe terug na die werk, toe by die werk kom ek so seer. Amen. Ek het weer geply, die was het met 3 keer gereject. En ek loop daar rond, ek loop daar rond. En eendag kom die gees van die Here. Weet jy wat, wie die duiwel is 'n slegter, by die werk, wys hulle mos so anti-mense, dan wys hulle op die skreen, stapmaker. As 'n anti wat byvoorbeeld 35 jaar nie werk, of 7 jaar of 10 jaar, die duiwel sê my ou, stapmaker. Ek voel ek kan met 'n skoen gooi. Amen. Halleluja. Hy sê vir my om te stapmaker. Ek sê ja. Halleluja. Ai tog. Here prys U. En die Here sê vir my seun, hy sê, gebruik die prinsipel wat jy altyd gebruik het. Die woord van die Here is lewend. Die woord van die Here het creative abilities. Hoe het jy in jou low self-esteem gekom? Hoe het jy gekom tot
by 'n plek waar jy nou kan voor mense staan. Ek sê dit, ek het die woord gevat Joel 3:10 toe sit ek op my lippe toe spreek. Die Here sê doen dieselfde. Dink die mense sê doen dieselfde. Amen. Was 'n bas. Sy manier hoe hy opgepraat. Yes, yes, Sy yes. van aan soos 'n bas. Amen. Ja, kom ek los en nou. Halleluja. Oh, praise God. Glory. Amen. En elke dag, die Holy Spirit teach me, say, we walk by faith and not by sight. Wat is sight? Sight is dat jy kan sien met die fisiese oog, maar jy kan voel met die vleeslike liggaam. Die Here sê, we walk by faith. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. So geloof is gebaseer op God se woord. En die Here sê vir my, spreek jy net die woord. Amen. Hallelujah. Amen. Halleluja. Spreek die woord. En elke dag sê my, sy sê, I am a Soulplank University student. I am a Soulplank University student. Elke dag sê ek dit vir myself. Amen. Ek kan ook eendag ry, ek kan my pa moet gaan preek in Kimberley. Nou ry ons so by die varsity. En wil eens die varsity julle my was 3 keer gereject, amen. Die Holy Spirit sê vir my reg seun, jy hoef nie te fully sê dit. We walk by faith, not by sight. En dan kyk weg en sê, hy sê, jy get to do reg, sê wat reg. Sê, I'm a university student, ek wil nie die varsity kyk hier, amen. Maar ek sê dit, ek hou aan, amen. En ek gaan op my Facebook, ek change my profile, ek sê, study. It's Soulplank University. Amen. Study. Ek sê dan in die past tense. Hoekom in die past tense? Want die Bybel sê toe die Here kom by 'n droë Abraham wat oud is, hy een kind nie. Toe sê die Here van Abraham, I have made thee, my past tense, a father of many nations. Toe praat die Here in past tense as wat reeds al so is. En ek vat hy sê dat principle en ek sê I have studied at Soulplank University. Amen. Hallelujah. Dink jy maar as ek keep the dream alive. Sy keep the dream alive. Soos ek vandag voor julle staan as ek onderwyser en onderwys daar in Postmasburg. Why? Because I keep the dream alive. Ja, die Here my gestuur om dan as 'n jong mense te sê, keep the dream alive. Hallelujah. Hoe die dat mense met jou sê jy kan nie. Hoe die dat jou ouers met jou sê jy kan nie. Hoe die dat die onderwyser met jou sê jy kan nie. Ja, keep the dream alive. Soos ek het 'n droom gehad. And he kept his dream alive. Amen. Dis eendag die storie van 'n ander medical doctor. Hy sê hy was swak geweest in wiskunde. Hy was swak op skool in wiskunde. En vandag staan hy as 'n medical doctor. Amen. Say neighbor. My struggles do not define my destiny. Ek worry nie wat jou mamma gesê nie. Ek worry nie wat jou papa, jou ons of jou arties of jou onderwyser gesê nie. As jy 'n droom in jou hart het, hou daai droom wakker. As jy 'n droom in jou hart het soos Josef, hou daai droom. Jy moet dink jy maar langs aan sê keep the dream alive. En makla, Josef gaan toe beland in Egipte. In Egipte beland gebeur so duisende dinge. Wat kon gemaak het dat hy weet weggaan van sy droom af. Hy beland in die droom van iets wat hy absoluut nie eens gedoen het. En later red die Here hom uit. En hy interpret die koning se droom en die koning maak hom 'n prime minister. Amen. Hy maak hom 'n prime minister. Wat my stryd in die skrif is, dat iemand sê Philadelphia brotherly love. En iemand sê brotherly love. Sien, as die Bybel sê for God so loved the world, hy praat nie van Philadelphia nie. Want Joseph was verkoop deur sy eie broers. Nie deur vreemdelinge nie. Nou dan jou eie familie jou so seer maak. Nou dan jou eie broers en susters jou so seer maak. Soos Johannes kom en hy praat van liefde. Hy praat nie van die liefde van broers en susters onder mekaar nie. As 'n ander tipe liefde. Sê iemand langs en is 'n ander tipe liefde. En die Bybel sê die Here het hom so opgelaat. Toe sy broers by hom kom, discussed and they couldn't recognize Joseph. They couldn't recognize Joseph. Want Joseph het anders geleef. Hy het nou 'n ander manier van praat. Joseph was 'n anderster. Sy houding, sy gedrag het verander. Halleluja. Halleluja. Allow me om te verklaar vanaand op die plek oor Facebook, oor TikTok, dat wat die Here in jou lewe gaan kom doen, jou vyande gaan verbaas kom staan. Ek sê die Here gaan jou daarvan so doen, die Here die lof van Sion verander. Hy was het so slim, halleluja. Ek sê die Here God gaan iemand sy seisoen verander. Iemand sy lewe so verander. As jou vriend met jou weer sien, dan onthou hulle nie eens dit so gelyk nie. As jou familie jou weer sien, dan kan hulle jou nie eens recognize, want guess what? Het jy met hy geskeurde jean aan van destijds sien? Het jy met hy geskeurde tekjes aan die jy doen hy ginger en Mary voet af. Jy doen hy ginger en Mary hakkel. Jy doen hy goed
sy bed. Halleluja. En die Here jou kom optel. Halleluja. Dat die balans en die sê die Here verander sake. Sê lewe. Hoe jy talento. Ek sê die Here gaan die tafels kom draai. Ek sê die Here gaan die tafels kom draai. Sy broer, hy sit er met jou lyk. En jy kan hulle sy vensters skoonmaak. Hulle lyk er wat jy kan vensters skoonmaak. En jy kan kinders oppas. Maar guess what? Die Here kom verander jou so. Die Here kom verander jou lewe so. Die Here kom elevate jou so. You will be beyond recognition. Dit nie my langs aan die. Sê die Here draai dit. Sê die Here verander dit. Anne meisiekind, Anneke, ek het altyd so jammer gekry. As ons kom, sy is die vloerlap van die familie. Moet altyd kos maak. Sy kie eens matriekie. Altyd kos maak, altyd skoon maak, altyd wat. Sy was die vloerlap. Amen? Sy was die vloerlap. En as die mense ook praat, weet jy, dat lyk hulle die arme kind se vision wat sy het. Amen, die? Sy kan eendag aan ons kom bly en ons help met die kinders. Hulle beplan klaar vir haar toekoms. Maar weet jy wat, man, die Here, toe kom daar ry ookie wat er kom vat. En man, die kom met blinkade. Daarom was die Here so oopmaak. Die Here tel haar op. Die sê die kind van die familie gedink, het sal niks op die. Die kom tel die Here haar op. Halleluja. Yeah, it is not over. Until God says it's over. Hy dink ek sal nie maak nie, maar ek het niemand kreeg nie. Hy dink ek sal nie hoop dat sy maar het en die pet af is wat. Hoe jy sien dat ek door, hoe jy sien dat ek door. Die Here kom, dat verander die Here my lewe. Ek sê die Here kom, dat sooi die Here my lewe. Halleluja! Dat die man sê, sy kind in die man. As jy anders kom en sê, man, so nie wat God die wereld gaat. Hy praat nie van Philadelphia nie. Philadelphia is 'n slegte tipe liefde. Eendag kom ek by 'n ander man, hy man huil. Ek vra hoekom hy my braai. Hy sê jy moet die man my CV's gestuur. En die man het my CV's gestuur. Amen. Die man het my CV's gestuur. En eendag sê die man, my braai kom maak skoon en jy werk maar sy gou vir die wonder. Hy sê toe maak jy skoon en spring cleaner nog. En hy wag maar so diep raam om die werk om gee. Hy sê jy doet die bed op lig en hy maak skoon hier les sy CV's. Dat hoe sleg mense kan wees in die lewe. As Johannes kom en hy sê, want so lief het God die wereld, hy praat nie van Philadelphia. Dan iemand aan sy vraag van wat sy liefde praat hy. Sy liefde van wat sy liefde praat hy. Die tweede type liefde is Stojay. Kan iemand sê Stojay? Ek sê kan iemand sê Stojay? Stojay is family love. As family love. Family love is ook nie 'n veilige liefde nie. As jy 'n veilige liefde nie, amen. Ek sit hier nou by die was en die man en 'n broer. Ons het altyd saam gebid. Ek vra hoekom lê jou skien so 'n gat in sy gesig en hy sê my broer, hy's af van wend, hy sê, toe ek inkom by die was het toe gee my eie suster my poison en ek moet sterf. Family love. Family love. Die Bybel sê die nerf wat geaard wat dit beviel sit en dan laat val en die verlam word. That's amazing. Hoe jou eie familie doen kan in die hoofd vaskeer en hoe seer maar. Halleluja. Halleluja. Soos die Bybel kom en hy sê van so lief wat God die wereld gaat, hy praat ook nie van Stojay nie. Vraag my, maar dan sê hy van wat sy liefde praat hy dan van? Van wat sy liefde praat hy dan van? Kijk vandaag wat sy eie familie. Net maar dat hy die kind van 'n ander vrou was, die Bybel sê toe verwyd sy broers op. En David is die slaaf van sy papa's huis. Hy is die vloerlap van sy papa's huis. Weet jy hoe weet ek David was die vloerlap? Nou maar hier, hy skryf op Psalm, hy sê, as my moeder en my vader my verlaat, die Here sal my aanneem. Amen. Die tweede ding is die Bybel sê, daar veg sy broers by die oorlog, nee, saam met Goliath en die Filistyne. Die Bybel sê, Jesse het 8 seuns gehad, David was die 8ste. 3 van die broers het in die army geveg by Saul. Amen. So beteken die ander 3 was waar? By die huis. Amen. Of die ander 4 was by die huis. Hulle was by die huis. Nommer 2, David was in die veld reeds besig om die skape op te pas. Maar die Bybel sê toe die oorlog kom, sy papa roep hom en sy papa stuur hom, sy papa sê, van die kos van jou broers weg en gaan hoor hoe gaan hy by die slag weg. David was 16 jaar. Waar kan jy 16-jarige kind na die oorlogsveld toe stuur?
In ander woord, Jesse die regtig ge-worry oor Dawid nie. Al kan hy maar doodgaan, is fyn. Amen. Hoekom stuur hy nie die ander 4 groot broers wat in die huis lê nie? Hy gaan haal vir Dawid in die veld wat reeds besig is. Hy is besig om die skape op te pas. Jy het hom werk gegee. Hoekom stuur jy nie een van die jong manne nie? Maar die manne was die spoilbrits gewees. Hoe die Here my gestuur om vanaand te kom praat met die swart skape. Swart skape. Die rede waarom jy die swart skape was, guess what? Is because you are different. You carry a different flavor. En ek het geleer dat die lewe mense hou nie van differentie. As jy different lyk, dan kochel jou. As jou kop bietjie groter is as ander, hulle kochel jou. As jou oor bietjie snaks lyk in die klas, hy lyk nie soos ander, hulle kochel jou. As jou tande bietjie snaks lyk, nie soos ander, dan kochel, because people fear difference. Dink iemand aan sê, I'm different. I am different, hallelujah. The devil hates difference. The devil fears difference because your difference is a signification that God has called you. Die Bijbel sê, toe stuur die Here vir Samuel die profeet. Die Here sê vir Samuel, ek het 'n koning wat ek wil insaal. Samuel, ek het 'n koning wat ek wil insaal. Die Bijbel sê, toe Samuel kom, toe sê Samuel vir Jesse, bring jou seuns, halleluja. Die Bijbel sê, toe Samuel kom, toe kom kry hy, hier is hy 3 manne wat in die army is. Die manne het mooi klere aan. Hulle skoon gewas. Hulle is die dikgeboude manne. Aan die woord van die Here sê, toe Samuel kom in die horing, toe hy die olie wil gooi, toe sê die Here, Samuel, as hy nie. As hy nie, Samuel. The oil didn't choose him. Die olie is agter iemand anders. En die Bijbel sê, so gaan Samuel van een seun tot die ander. Van een seun tot die ander. Van een seun tot die ander. Tot die hele 7 seuns by hom is. Guess what? Die Bijbel sê, toe vra Samuel, want Jesse, jy het nie nog een nie. En Jesse sê, nee, hy is aan die veld, hy reed nie so lekker nie. Samuel sê, roep op, tip iemand, sê, roep op. Die Bijbel sê, toe daarom kom. Toe sê die Here vir Samuel, Samuel, ek die Here God, ek nie aan die einde lekker nie. Ek nie die hart van die man. Ek nie die innerlijke van die man. Al kan jy die pijn en ons spreek nie. The Lord has chosen you. Don't give an answer, say, I am chosen. Ek weet dat lyk nie so nie, but you are chosen. Ek weet nie sê kwaai nie, but you are chosen. En as die Here kies, dan kies die Here nie perfecte mense nie. As die Here kies, dan kies hy my swakskap in die familie. As die Here kies, dan kies hy die dronkler, die roeper, die verkragter. Hy is die mense wat die Here roep. Dink nie maar as hy die sê, neighbor. God doesn't call the qualified, but he qualifies the call. Don't give a last name and say, I am chosen. Hey, is dit klaar? Maar don't give a last name, say, klaar. As die woord van die Here sê, van God so lang the word, dan praat nie van stil jy nie. As jy veilig geliefde nie. Dis die derde ene. Die derde ene is eros. Dat iemand sê eros. Maar die Griek woorde van my op jou mekaar. Dat iemand sê eros. Kom op, drink dit my mond reg. As jy, praise the Lord. Ek drink jy stou nie van my stem, my man. As mense hulle sê, hoe die man, hy kom seer, stou nie in sy preek. Ja, is vir die stem. Eros! Ons kan allemaal getuig van die sin wat groot is. It's romantic love. As jy 'n veilige liefde het. Amen. Halleluja. Ntsholo! Wat sê jy? Ek het 'n getuienis, maar ek wil nie daar ingaan nie. Ek ken van 'n een broer. Hy die Here moet ons help, Mr. H. My ander broer gaan sing in Houttown. Die fone kan nou aan 'n Bybel wees. Hy moet opgeneem en gaan sing. Toe die eers die fone kyk, wat se song hier nou, so kom die boodskap deur ry. Dis nie die probleem nie. Ja. Ek is die probleem. Ek is nie die ding los nie. Die my arme broer kom my stres. Dink jy maar as jy sê eros. Ja,
platform as the angels kom allemaal naar die Here. Ek is so gracefully broken. Yeah, Riva saya. Nou, hoekom praat ek hier dan? Maar hy het ook nog gepost op Facebook. Ek sê net dat hy gepost het. Amen. Hy kan nie vir my focus. Crazy man. Dat is eie woorde. Dat is eie woorde. So die Bijbel kom en hy sê, for God so loved the world, praat hy dan van eros. Yes. Dat kan nie wees nie. Yes. Ander bishop kom met Job en hy sê, dat 'n ander bossel gekom. Wie hy maar 'n skoon gedruk het, sulke goue chaine wat hy dra, hy maar eers wat hy praat. Hy staan van Nigeria se wel, hy maar dat chain. Chill. Hy ry dit daar. En hy net ding is. En die man kom, die man van een van die ordentlike klere meisies in sy kerk. Hy sê, hy antwoord het hy met familie gaan sing en sê, ek vertrou nie die deur nie. Ek vertrou nie die man nie. Moet die arme kind. Amen. Hy sê so die familie later kom sê die familie bishop jy moet hulle trou. Hy sê, valie. Ek is nie rou nie, maar valie. Hy trou nie die man nie. Tot die balans en hy sê, watch the red flags. Die Bijbel sê, be not unequally yoked together with unbelievers. Deze bekeerde sister wat die Here dien in gees en waarheid. Wat soek jy? Vir jou ongelovige broer. Die man van die Here gaan jou verander. Die man sê, Chineke-yo. My God. Jy is beter as die Here wat sukkel om regterlik. Jy is Jesus die redder. Jy kom draai die man, amen. Hier, van die ramwerk van die Here. Ek praat die experience in. Jy gaan halleluja. Here sien ons allemaal met goeie man en goeie vrouwe. In Jesus naam, amen. Dat die balans is, I receive. Jesus name. Die Here gaan ons eens opnieuw halen. Eros! En die man van die Here sê, spreek die familie, sê, moet toch hier dat ik die zondag, ek sien dierom. Sy tong is te soep. Die man met die soeptongen. Sy tong is te glad. Hy is te sag. Die man. En hulle eventually hulle toe, hulle nooi nie eens waarom een bishop en bishop sê, hey! Maar is ordentlike meisiekind. En daar gaan hulle oor die waters. Hey, hulle is op vakansie. Hey, julle is daar die familie oorskink. Ja, dat is ons bishop wat die liefde was. Kijk hoe vlieg ons kind en ons kind is net wat en ons kind. Hey! Dat gaat vir jou goed, amen. Halleluja. Was die lang, die paar maanden daarna word die familie gebel, hulle moet airport toe kom. Toen die familie by die airport kom, hier het die arme kind in, ek sê, mag, is opgesnee, die derms is uitgehaal. En 'n slomp drugs, wat aan die arme kind gesit was. Sy was doodgemaak, sodat drugs vervoer kon word deur haar. Soos die Bijbel kom en die Bijbel sê, for God so loved the world. Dan praat hy nie van eros. Dit is nie balans in die vrou, neighbor. Wat sê liefde praat die Here van? Sê neighbor, wat sê liefde praat die Here van? As Johannes kom en hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dan praat hy nie van Philadelphia type of love. Dan praat hy nie van die family type of love. Dan praat hy nie van Stock JD. Hy praat ook nie van eros. As die apostel kom en hy sê, for God so loved the world, dan praat hy van die een type liefde. Dan praat hy van die agape type of love. Dat die balans en die sê agape. Sê agape. Wat is die agape? Die agape type of love is the God kind and class of love. Die agape love is die liefde van die Here in hom het en van die kinders van die Here in hulle het. Dis hoekom sê jy gaan trou nie hy sonder. Jy trou enige ander kind van die Here. Want in elke kind van die Here is die gees van liefde. As die gees van agape. Dat die balans en die sê agape. Ek sê dat die balans en die sê agape. Die liefde wat ek van praat, is hy liefde wat die 99 los. En achter hy een siel gaan, en hy siel gaan red. Die liefde wat ek van praat, is hy liefde wat die Bijbel sê. Hy sê, 'n domme lamp sal nie verder uitblus nie. Hy sê, 'n geknakte ring sal die Here nie verder afbreek nie.' As ek kom en praat van agape, dan praat ek van die liefde wat die Bijbel sê. Toe
toe hulle die vrou in heterdak betrap, die Bybel sê toe hulle doodstedig, en die Bybel sê toe hulle die vrou na Jesus toe bring, toe skryf die Here op die grond, om vir hulle 'n teken te gee van Kolossense 2. Die Bybel sê, die laasbrief wat teen my was, en die Here die weg het geneem. Die Here het die weg het geruim, die het aan die kruis vastgenaal. So kies wat elke tyd as Satan aan die Here toe gaan en jou aankla, dan verwys die Here na Jesus toe. Dan sê die Here, Satan, die Here bestraf jou. Satan, die Here bestraf jou. Die Bybel sê, eendag bring die duiwel van Joshua die hoofpriester, en hy klam aan by die Here, sê, Joshua is vol sonde. Joshua is jy skoon man, die Joshua is 'n vuil priester. En die Bybel sê, die Here sal my, die Here sê, wat Satan, ek die Here bestraf jou. Want die man is 'n houtoor, wat in die vuur uit gered is. 'n brandende hout, wat in die vuur uit gered is. Dat jou neighbor sê, Agapela. Ek sê, dat jou neighbor sê, Agapela. Staan op, gaan na 3 mense toe gee 'n high five. Ek sê die agape type of love. Die agape type of love. Die agape type of love. Ek praat nie van enige liefde nie. Ek praat van die liefde wat 'n prostituut gaan vat. Wat 'n prostituut gaan afwas. En gaan raak aan skoonmaak en aan die groot ou moeder maak van Jesus. Ek praat van die liefde van die Here wat opbou. Ek praat van die liefde van die Here dat toe die verlore seun terugkom. Toe staan die Vader op van arms om hom te verwelkom. Daar is die liefde wat ek van praat vandaan. Ek praat van die liefde van die Here. Kom ons staan, ek is klaar. Halleluja. Daar was zo'n zware handdoek. Amen. Halleluja. Godse liefde is zoals die liefde van de mensen. Een mens kan jou wonderlijk seer maken. Niet net seer maken. Wonderlijk. Amen. Een mens kan jou zo. Dankie hoor. Hoe is dat kombeers? Kom eens op aan de seer. Hij houdt van met een lange handdoek preek. En met jou zijn stapjes ook. Amen. Dat is ook een vrouwelijke manier. Dan hoop je die kombeers wat bang bij op vanuit. Vat hem om die lakwaai. Halleluja. Hij dwingt mij. Prijs die naam van die Here. Die liefde van die Here wat ik van praat. As hy liefde opgeteken in 1 Korintiërs 13. Hy sê die langmoedige liefde. Oeh, die langmoedige liefde. Die liefde wat die kwaad onthou nie. My God. Is die liefde van die Here, die agape type of love. En weet jy wat is dit die was? As jy heeldag gaan net sit en 'n prediker luister en nie 'n verhouding met die Here aanknop nie. Amen. Jy sal nooit die diepe liefde ken nie. Ek het die kerk gehad. Ek was altyd in die straat bol gespeel. Want ek het 'n ander siening gehad rondom wie die Here is, verkeerde siening. Totdat ek 'n verhouding met die Here kom aanknop. Dis ek hier. Die Here is 'n namens. Ek kom eendag in my kamer. Ek het mos 'n verhouding met die Heilige Gees. Ek het eendag toe na 18 lees ek boek van Pastor Benny, Good Morning Holy Spirit. Hy sê, al wat die Here God van die begin af wou hê, was 'n verhouding. Die Bybel sê in die tuin van Eden, hy sê, and they heard the voice of God walking in the cool of the day. Die Here het elke dag gekom en kom kuier hier vir Adam en Eva en sit en gesels hulle lekker. As iemand nie glo nie, gaan lees Genesis 18. Genesis 18 het die Here gekom en geobeer fisies aan Abraham. En die Bybel sê toe eet die Here saam met Abraham. Dit is die verhouding wat die Here met ons ook aan face relationship. En Pastor Benny van die skrif 2 Corinthians 13:14 met the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship. Hy sê die woord fellowship beteken friendship. Maak die Here jou vriend. Die Bybel sê vir Abraham genoem 'n vriend van God. Abraham was die Here se vriend. Did you know that you can reach that level with God where God becomes your friend? Amen. En ek sit in my auntie se kamer en sê die Here, dit was die Benny sê my jou in my lewe nooit. Die keer nie as 'n salwing wat net oor my kom om te preek nie, maar as 'n vriend wat gekom het om saam met te lewe. En hy sê Gees van die Here van vandag af maak ek u my vriend. En toe het my oop maar die kamer is potblou. En hy begin te skud onder die krag van die Here. En ek skrik so. Ek hardloop in die kamer uit. Toe ek in die kamer kom, weg is hy feeling. Maar as ek in die kamer, dan voel ek, toe onthou pas hy nie en sê, hy is toch soos 'n ou Davie. Die Bybel sê, toe Jesus gedoop het, toe kom hy neer. Toe sê Davie, hy is 'n sagte man. En ek voel, hoe ween is hy, die presence. En ek gaan toe weer terug sê, Deda, as hy nie sê, jy's 'n gentleman, jy gaan my nie seer maak, jy kom maar weer terug op een voornaar, want die val soos die mense in die kerkie.
En die Here kom in die rus my toe en hy sê vir my, ek rus jou toe vir die bediening van die woord. Amen. Amen, die baas. En van die dag af het ek 'n lekker verhouding met die Gees van die Here. Waar ek elke aand amper sit en met hom praat en hom vra, Gees van die Here. My dag was gesê, hoe was U? Halleluja. En die Here help my met die skrifte. Hy het my gehelp. Maar nou, my ouers het my gekry toe hulle baie klein. Hulle was jong geweest. So hulle het nie geweet, amen. En ek het altyd so rejected gevoel, waar ek het by my ouma gebly. En hulle is in die ministry, hulle is besig. Ek kry nie die liefde nie. En ek is so gebroken. En eendag hardloop ek veld toe en ek gaan vra die Here, Deda, ga die aan. En die Here sê vir my seun, aanbou nou gaan jy net die psalm gee. As my moeder en my vader my verlaat, die Here sal my aanneem. En die Here sê vir die rede hoekom ek het dit geallow, is sodat jy van my kan aanneem as jou vader. En jy moet stap maak op die arm van die vlees. Oh yes, oh yes. Ek wil praat met elke rejected kind die vanaand. Die rede hoekom jy die reister was, want die Here wil hê jy moet hom 'n anker maak. Nie 'n mens, maar die Here. Amen. En hy sê vir my, daar's ander goede wat ek jou gaan kom sê wanneer jy groot is, want jy kan dit nie nou verstaan nie. Finally toe ek groot is en ek bereik die ouderdom waar hulle my toegekry en die Here sê vir my, voel jy gereed om 'n daddy te wees? Ek sê die bloed van Jesus. Nee, Dada. En die Here sê vir my exactly. Ek sê jy ouers jou gekry toe hulle so ongereed. Hoe moes hulle weet hulle jou seer gemaak? Volgens hulle die beste gedoen. Amen. Jy doen na die ouma toe te vat, 'n mens wat weet hoe om 'n kind groot te maak. Halleluja. En die Here verbind ek met daai goed en die Here sê vir my, hulle weet eens hulle jou seer gemaak het. So heal. Tikkie balans en sê heal. Heal. Amen. En die Gees van die Here help my. Elke childhood trauma. Help die Gees van die Here my. Eendag kom ek in die kamer. Ek het lelik geflop, ek het geval, ek het geflop en ek kom terug. Ek sê die Here, ek sê Dada, ek is gereed om my punishment te kom haal in die kamer. Slaap my maar, punish my. En die Here lag. Ek vra hom, hoekom lag die Here? Ek sê, hoe kan die Here wel lag? Ek vra hom, ek sê, Dada, hoekom lag jy? Nou ek is so mens, as ek nie 'n experience in die woord van die Here kry nie, ek gooi dit weg. Ek glo elke experience moet uit die woord uitkom. En die Here vat my na die skrif toe hy sê, hy gebruik die voorbeeld, hy sê, I have a sense of humor. En hy verduidelik met die skrif, hy sê, wat gebeur? Die Bybel sê, hy sê vir my, die rede hoekom hy gesê dat, let the children come to me and do not hinder them. As van die Bybel sê, die kinders wou na hom toe kom. Die droë disciples, hy kom speel met die Here en die Here sê, hulle is 'n speelmaat. En as baie fariseërs soos die arme jong mense wil die Here dien, hulle wil kom. Maar as hulle kom, dan word hulle sleg gesê afgebreek. We are not supposed to break down people, we're supposed to build. Die woord van die Here sê Efesiërs 4, die rede hoekom hy 5 vergeet. Nommer 1 is it's for the edifying of the saints. Die woord edify beteken om op te bou, nie om af te breek nie. En ek kry die arme jong mense so jammer, want elke plek waar hulle toe kom, hulle word so afgebreek. Al wat die arme kinders soek, is toch net die woord van die Here wat hulle kan bou. En ons breek hulle af. Amen. Ons moet opbou. But anyway, en die Here sê van my, maak jy vir hulle sê, en julle sê, daar is wel droog oom, redig. Daar by ons een keer, daar by die deur. Hy sit altyd by die deur, maar sy kan groen laat. Amen. Hy kan nie net uitgaan nie. Jy gaan ook sien as die mannen wil uitgaan, hulle loop wat in die muur, en hulle tuin. En dan een brotje, een pointeer, die wordt uitgegaan. Sê jy net, die man heilig gaan, dat is die mama. Sê mama toch, en vraag, laat hy toch uitgaan. Die kinders hou nie van hy oompie nie. Amen. En dan het ek nou my oompie, hoe een grapjas, hy was soos Boetie Basie, en lag ons altyd. Hoe lief is die kinders van die man? En die Here sê van my, the reason why those children were attracted to me is because I have a sense of humor. Dis hoekom ek gelag het. In Psalm 2 vers 4 sê hy wat in die hemel sit, sal lag. Amen. Halleluja. Jy kan nie glo, jy kry sier Christene wat nie wil lag nie. Ja. Jy rustig gister opgesies, jy heiliger as die Here. Amen. Wie jy anties net sier, dan moet die Here word nie gemors. Halleluja. Oh, tikkie balans is relax. Die Here is 'n lekker God. Die Here is 'n lekker mens. Hy het 'n persoonlike verhouding met die Here om te weet dat die Here so 'n gawe mens is. Tikkie balans sê die Here is man. Wie die Here so eendag sê in die kamer, ek sê, Dada, waarom die man met 'n ding wat hulle so sulke breinskoene. Ek sê vir die Here, kan net so skoene, so breinskoene. Nou, wat ek sê die Gees van die Here sê, toch my man en my papa. Ek toets ons onze verhouding. As dit 'n werklikheid die. Want ek kan nie glo, jy was so nice met die Holy Spirit. Ek sê, Dada, in die naam van die breinskoene. Amen.
En ek het my ouers niks gesê nie, absoluut niks, want ek toets die Heilige Gees. Hy sê, toets my hierin. Malagi 3:10, ek toets die Here. En nie lang daarna nie koop my ouers mee sy 6 breinskoen. Hy's lekker. Maar jare toe ons maar ons tradisionals. Vat ek my lekker swart chino met hy skoene. Mense by die keer kom koggel die ander een van hy sê ons het pina bata skoene. Ek worry. Halleluja. 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 Yes, yes. Amen. Yes. Die was die Here se werklikheid. Hoor dit van my af. As iemand van iemand die Here is 'n werklikheid. My God. Halleluja. Ons het lewe met die Here. Die Here is 'n werklikheid. Vra vir minister H. Sy eerste show 2022. Hy word nog laat sag. Hy sê teken ek moet klammer. Ek is net nou my broer. Hy word eintlik sag, prys die Here. Ek hallo my suster met die pingrok op uit, ek moet klammer. Tot iemand aan sê makla. Ek kan nou klaar hoor, sorry. En ek kan maar steeds skryf 'n woord van die Gees van die Here af, Efesiërs. Amen. 'n Swaar woord. Ons het nie geweet wat nog gebeur ons bid op die woord. Dis wie die duiwel is sommer los hy weekend. En ons staan toe op die woord van die Here. En so ons het amper opgegee by show die Saterdag en die Sondag, maar die Sondag toe kom gebeur dat in die Here rus ons so toe. Ek wat die regte man is van Heilie. Ek het nog 'n ander man ingelang van hy. Wie die salwe van die Here kan 'n mens nou dan sien maar. Amen. Hy kan jou breek jy wat so 'n sterk man is. Hy het nog gegaan om foto te gaan vat. Dis ek weet hy man op die stage hy's weg. Ek het nog vir hom ingelag. Maar weet jy die salwe van die Here so swaar toe ek kom kry ek sak so teen die muur aan. Soos 'n aanarke pa. Ja, ek ook amen. En so was die Here ons toe. Amen. Die was. Halleluja. Die Here se werklikheid. Amen. Ek gaan nou vir pastor gee weer om te kom doen vir die mense wat moet op inkeer kom. Amen. Ek gaan nou vir pastor gee, maar wat ek wil doen is ek wil dit 'n gebed 'n algehele gebed doen. 'n general prayer wil ek doen vir ons jong mense dat die Here ons moet help. Amen. Net nou dan die groep mense weet jy ons maak klomp dinge deur. Hy jy jong wat jy. Ons maak halleluja. So vanaand wil ek 'n spesifieke gebed bid vir ons jong mense. As dit reg so die waarheid. Amen. As dit reg so die waarheid. Halleluja. Ons het gekom leer uit die lewe van motivasie. Amen. You never know when someone is on their last straw. It could be their last straw. Amen. Die arme vrou die klomp dinge gaan haar kind verloor. Sy was hartseer. Sy het eens 'n man wat haar kan support. En die baas is lelik met haar. Toe sy by die bank kom, dit was die laaste straw. Toe flip sy. You never know. En vanaand gaan ons hy Gees breek in ons gebed. Kom ons sê die honors bid. Father, in the name of Jesus, we thank you for the sweet presence of the Holy Spirit standing before me, a young and old. We pray in the name of Jesus, even for them watching on Facebook. We pray for the anointing of God that breaks yokes in the name of Jesus. We pray, Father, that every burden be lifted from off their shoulders in the mighty name of Jesus. And we speak now against every foul spirit, every unclean spirit, you spirit of death. I command you in the name of Jesus to take your faulty hands off of our young people in the mighty name of Jesus. And I decree and I declare Psalms 91 verse 16 over their lives, that with long life, the Lord will satisfy them and show them His salvation. Niemand gaan voor sy tyd sneer oor wie nie. In die naam van Jesus, ons breek die gees van selfmoord. Ons breek die gees van hopeloosheid. Ons breek dit voor ons jong mense vandaag. En ons verklaar in die naam van Jesus dat geen wapen wat teen hulle gevaren was, besteek is om hulle te oorwinnig. No weapon formed against them shall be able to prosper. In the mighty name of Jesus, we command you, devil, to take your hands off of them. Take your hands off of their destinies. Take your hands off of their lives. In the mighty name of Jesus. And we pray, Father, for the fire of the Holy Ghost. We pray, Father, for the inspiration of the Holy Ghost to arise under their heart. In the mighty name of Jesus. May your days now begin to dawn in their hearts. Their days now, which is Jesus Christ. Which is Jesus Christ. Dank je, Heer, voor nieuwe woord. Dank je, Heer, voor een nieuwe dag. In de naam van Jezus. Van de profetische stem. Geen 3 mensen streamen uit van it's a dawning of a new day. Ik zeg, ga naar 3 mensen toe. Gele stevig druk je dat zeggen van de. It's a dawning of a new day. Die daar zo kracht. God is changing things. It's a dawning of a new day. It's a dawning of a new day. It's a dawning of a new day. It's
There's a dawning on a new day. En geen woord aan pastor. Van die onderkool, halleluja. Ons gaan nog baie tyd in beslag neem. Ons almal is onder die erns van die Here. As iemand vanaand wat sê, was het Dion, ek wil my hart vir die Here gee. En laat my dink, toe ek op 13 jaar oud my hart vir die Here gegee het. En die Here skep 'n geleentheid vanaand vir iemand die elke oog is gesluit vir 'n oomblik. En elkeen fokus op Jesus Christus. Die Here wil vir iemand 'n geleentheid gee, omdat u tyd is vanaand. Dis nie 'n tyd om uit te stap in die tent nie, maar dis 'n tyd om na vore te kom. Wie sal die eerste persoon wees vanaand? 'n Jong mens, 'n groot mens vanaand wat sy hand hoog opsteek en sê, Pastoor Dion, ek wil my hart vir die Here gee. God created an opportunity for somebody. Ons hoef nie 'n song te hê om u te sing tot die Here toe nie. Maar jy moet 'n besluit dit kan maak vanaand. Wie is die eerste persoon wat sy hand hoog opsteek? Sê in my jonkheid wil ek begin maak met Jesus Christus binnekant my lewe vanaand. Moet jy kyk na 'n vriend of 'n vriendin of 'n boyfriend of 'n girlfriend nie, maar sê ek kyk na die Here toe vanaand. I'm thinking of this opportunity created for me tonight. Hallelujah. Hallelujah. Baie keer gaan mense sê, maar die Here gaan nog nie kom nie, maar ek wil vir iemand sê, u kan gaan, alhoewel die Here nog nie gekom nie. Ek tel dit tot 10 en ek opbou. 1 2 Wie gaan die eerste persoon wees? 3 4 5 Wie gaan die persoon wees vanaand wat sê, op basiese diens het ek my hart vir die Here gegee. 7 9 10 Halleluja. Dankie Here. Dankie Here dat ons hierdie geleentheid gekry het vanaand vir iemand. Here, die bloed is van die prediker se hande af. Die bloed is van my hande af. Van die geleentheid is gekry vir somebody. Amen en amen. Van Nazareth, kom ons staan daar. Apostel April, ons weet van die Here kom toepak. Nooit tel jy, Here Jesus, is jou van Nazareth. Amen. Dankie vir die diens. Hallelujah. My God, Can I just have a confirmation shout that the service was good? service was good. Hallelujah. A confirmation shout that the service was good. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kan ons net die prediker van die aancomplimenteer? Om op te verstaan. Halleluja. Sê die Here dankie vir 'n tydelike voer. Dankie Here vir 'n tydelike voer. Halleluja. Praise die Here. Amen. Ons bid saam volk van die Here. Vader, U is heilig, Here Jesus. My God, U is almagtig, Here. Vader, daar is niemand wat met U vergelyk kan word nie. Vader, ons het die diensorde vanaand, Here, in U naam begin, Here. U was teenwoordig, Here Jesus. Vader, U bly teenwoordig, Here. Ons dank U vir 'n diensleier, Here Jesus. Ons dank U vir 'n voorsanger, Here. Ons dank U vir 'n musikant, Here Jesus.
wat die straling kon doen, Here. Ons elevate na die plek, Here. Na die plek van rus. We thank you. Plek van vrede. 'n plek van kalmte. Vader, dankie vir 'n boodskapper, Here. Wat opgekom het, Here Jesus. En dan moet ons lewens verklaar dat dit was nie om te oordeel nie. Want so lief het U die wêreld gehad, Here Jesus. Sodat niemand verlore mag gaan. Kom seën vanaand, Here, die prediker van die woord. Seën vanaand, Here, elke bydrag in die diensorde. Ons dankie vir ons minister, Here Jesus, wat ons kon wegvoer, Here, en ons bring by die punt, Here, van 'n woord, Here Jesus. Seën vanaand hulle ingang, seën vanaand hulle uitgang. Elke individu wat vanaand hier teenwoordig is, wat vanaand onder die tent tabernakel is, mag dit wat hier uit is, 'n stigting wees, 'n opbouing wees, 'n herbouing wees. Hulle wat by moed opgee sit, mag daar nuwe krag, mag vanaand restaurasie, mag vanaand hulle wat moed opgee, hulle hoop verloor het, mag hierdie diens orde. Hulle neem by 'n plek waar daar weer hoop sal wees, by 'n plek van vrede. Ek wil die familie wat ek bring voor die aangesig. Ek bid, Here, dat U vanaand ons familie versterk. Asseblief, Vader. Neem vanaand, Here, die swak aan die Here. Asseblief, Vader. Ek bid, Here, vir U liefde. Asseblief, Vader. Die liefde van Johannes 3. Om in die harte van familie kom bly. Ek bid, Here, vir 'n goddelike bymekaar voeging. Ek bid, Here, dat U vanaand, Here Jesus, 'n nuwe ding kom doen. Bring 'n nuwe ding, Here Jesus. 'n nuwe ding, 'n nuwe ding. 'n nuwe ding, 'n nuwe ding, 'n nuwe ding. 'n nuwe ding, 'n nuwe ding. 'n nuwe ding, 'n nuwe ding. Ons bid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, apostel. Kom ons staan die baan staan, ontvang ons die genade van die Here, terwyl die profeet vir ons vorentoe kom. Gaan my nie verby oor, heiland. En ons ontvang die biddende seën. May the grace of our Lord Jesus, the love of God, and the fellowship with the Holy Spirit be upon us from eternity to eternity in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Baie dankie, profeet. Die Arasila mag